Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit lig op deernisvolle teenwoordigheid. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan elke luisteraar. My naam is Emerentia Du Plessis. Ek werk by die Skool vir Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit. En vanoggend gesels ons weer oor teenwoordigheid. En wanneer ek aan teenwoordigheid dink, dan dink ek aan klein tyd toe ons om die eetkamertafel gesit en huiswerk doen het in die middag. En soms het ons nie eers gesels nie, maar ons het almal daar saam gesit, ek en my boeties en sussie. En my ma was in die kombuis besig om aandete voor te berei. En vir my is dit ook sommer teenwoordigheid, dat ons sonder om 'n woord te sê, saam daar was en die oomblik gedeel het. En alhoewel ons besig was met 'n aktiwiteit, 'n taak, was ons ook tog in ons gees, wil ek amper sê, by mekaar. En ons het die oomblik gedeel. En vir my is dit ook wat teenwoordigheid is, daardie rare oomblikke wat 'n mens sommer net saam op die stoep sit en 'n koppie koffie deel, of selfs saam 'n TV-program kyk, of op pad kerk toe, die stilte in die motor, waar 'n mens sommer net besig is met jou eie gedagtes, maar ook tog by die ander persoon is en mekaar se ruimte geniet, of mekaar geniet in die ruimte waarin jy is. Teenwoordigheid is ook in ons professionele dag-tot-dag werk, is teenwoordigheid ook baie keer 'n meer doelbewuste teenwoordigheid vir die ander persoon by ons. Soos as ons in 'n dienslewering beroep is dit om te luister na wat die persoon se behoefte is en te doen wat ons kan doen in daardie oomblik. Mens kan selfs in verkope of in produksie ook teenwoordig wees, waar jy luister wat die kliënt se behoefte is en daarvolgens die produk lewer. En ook in professionele beroepe soos om 'n dokter of 'n dominee of 'n prokureur te wees, oral is teenwoordigheid belangrik. Dit speel 'n belangrike rol in dat dit vir ons 'n deur oopmaak om mekaar te hoor en te hoor wat is die ander persoon se behoefte en om dan in lyn daarmee op te tree. So hoe ook al ons teenwoordigheid implementeer of gebruik, dit het die effek dat ons mekaar kan hoor en kan doen wat gedoen moet word. So dit help ook om tyd te spaar en om energie te spaar, dat ons nie eers ander draaie loop en wonder wat het die persoon nodig, maar ons kan direk weet wat is die persoon se behoefte en daarvolgens optree. Dit het ook voordeel vir ons, as iemand teenwoordig is vir ons, dat ons kan sê wat op ons hart is en kan deel. Dit het ook 'n positiewe effek, as ons voel iemand luister na ons, dat ons weet, ons kan sommer net sê wat op ons hart is en ons voel ligter nadat ons die gesprek gehad het. Al is daar nie dadelike oplossing nie, maar ons voel net iemand het geluister. Nou daar lê 'n geheim ook dan vir ons, is dat hoe word ons stil en rustig genoeg, sodat ons weet, wanneer wil iemand iets sê, ietsie diepers deel, of sodat ons regtig kan luister na 'n kliënt of ons kollega. Hoe kry ons dit reg om ons binneste so stil te kry, dat ons wel met 'n oop gemoed kan luister?
En ek vind dit baie moeilik, selfs nog steeds na al die tyd wat ek gesels oor teenwoordigheid, is dit vir my baie keer moeilik om my gemoed en my binneste rustig en stil te kry, sodat ek 'n oopheid het vir die ander persoon om te luister na wat hulle sê. So ek wil vinnig 'n antwoord gee, of ek verstaan vinnig wat hulle sê, en dan is ek gereed om te reageer en om raad te gee, of ek dink ek weet wat is die beste en wil graag 'n antwoord gee. Nou, daar is 2 maniere waarin ek nou kan dink, en miskien weet jy van meer maniere, en ek sou so graag eintlik dit wil hoor, wat is jou gedagtes rondom, hoe kry jy dit reg om stil te word in jou binneste, sodat jy teenwoordig kan wees vir die ander persoon. Die een hou verband met die eerste voorbeeld wat ek gesê het van om stil rondom 'n tafel te sit en saam huiswerk te doen, is sommer net om die oomblik te deel. Die term wat daarvoor gebruik word is verdunde erns, sodat ons oor 'n grappie, terwyl ons skottelgoed was saam, sommer net saam kan wees en mekaar se teenwoordigheid geniet. So om bewus te wees van dit wat nou hier gebeur in hierdie oomblik is so kosbaar en belangrik, en dit is teenwoordigheid. So ons is sommer net saam met mekaar as mense, as medemense, en ons geniet die oomblik. So dis een manier. 'n ander manier is om doelbewus net te weet wat in jou gedagtes aan die gang is. So, dit help ook nie baie keer om te dink, nou moet ek stil word in my binneste, en ek moet nou rustig wees, maar eintlik is daar so 'n storm aan die binnekant van my, wat op 'n oomblik plaasvind, dat dit bitter moeilik is om nou stil te word. So, 'n manier om dan uiteindelik by stilte in jou gemoed uit te kom, is sommer net om te kyk, wat gaan op die oomblik aan in my binneste, wat gebeur hierso, en hoe wil ek dit hanteer, en wat is nodig, dat ek dalk eers na my eie gemoed kyk, en 'n stil word oomblikie iewerster soek, en tot rus te kom, voordat ek besluit, goed, nou is ek gereed om daar te wees vir ander. So dit is ook goed om jouself te ken en te weet, as jy hierdie spesifieke emosie voel, wat dit vir jou beteken, of om net te weet, dit wat ek nou ervaar, is byvoorbeeld angstigheid, of haastigheid, of geïrriteerdheid, of blydskap, of opgewondenheid, sodat jy in kontak is met jouself, en dan kan na 'n rukkie terugkeer na, goed, ek haal diep asem, ek is rustig, ek kan nou luister wat die ander persoon vir my sê. En ek het nou gesê, daar's 2 maniere waaraan ek kan dink, daar's 'n derde manier ook waarin ek nou dink, en dit is om te dink oor, hoe sien ek myself in die verhouding met die ander persoon, en hoe sien ek die ander persoon. So as ek byvoorbeeld myself sien as 'n heldin, wat al die ander persoon se probleme moet oplos, en ek sien hulle as iemand wat gered moet word, of 'n slagoffer. Dit is so dat ons soms 'n slagoffer is van omstandighede, dit is die waarheid. Ek praat hier nou van, hoe sien ek die ander persoon? Sien ek dat hulle die vermoë het om iets te kan doen aan die saak, of sien ek hulle as iemand wat afhanklik is van my, en vir wie ek die oplossing moet gee. So dit varieer, as 'n mens dink aan kinders, of ouer persone wat versorging nodig het, dan is dit so, dat ek meer van 'n heldinrol speel, as ek dit so kan stel, van ek voorsien hulp aan hierdie persoon, en dit is so, hulle het hulp nodig. So, dan kan ons ook miskien nie dink daaraan as 'n heldin posisie nie, maar wel 'n omgee posisie, of 'n hulpverskaffer posisie. So, daar's ook 'n nuance verskil daarin. So die teenoorgestelde van die held of heldin en slagoffer siening van ander mense, is dat jy jouself sien as 'n persoon wat die pad stap, saam met daardie persoon, en die ander persoon is in staat daartoe om iets te kan doen. Al is dit ook net 'n klein besluit, of 'n besluit, wil ek vandag die rooi hemp of die geel hemp dra. Dit op sigself is reeds dan 'n keuse wat daardie persoon neem. So dit kan of in baie klein oomblikke wees, dat ek dan nou die persoon is wat net luister, en die ander persoon maak 'n keuse, of dit kan in groot besluite wees, of groter onafhanklikheid wees. So kom ek noem 'n voorbeeld dan.
So sê nou maar, my volwasse kinders wil besluit om 'n huis te koop. Dan kan ek, as ek nou in die heldin posisie is, kan ek sê, o ja, julle moet stap 1, stap 2, stap 3 doen, of julle kan dit nie nou doen nie, want julle gaan eintlik dit nooit bekostig nie. Fokus maar eerder daarop om nou geld te spaar totdat julle eendag dit het, en moet maar net dit nie nou oorweeg nie. Dit is die heldin of heldposisie, dat ek hulle sien as afhanklik in totaliteit van my, en dat ek heeltyd moet raad gee. As ek dit vanuit saam met 'n padstapposisie beskryf, sou ek sê, dan kan ek vir hulle vra, erkenning gee, dat dit is wat hulle plan is, en vir hulle vra wat se ondersteuning het hulle nodig in die proses. En hulle kan dan hulle plan voorlê, of plan bespreek, of deel, en ek kan luister, so dit is dalk wat hulle nodig het van my, om net te luister. En dit vra ook van my, om nie vas te hou aan die resultaat wat ek graag wil sien nie. So sê nou maar, ek wil hê my kinders moet 'n huis koop in 'n spesifieke buurt, maar nadat ek geluister het en hulle het verder beplan, besluit hulle op 'n ander buurt. So as vanuit 'n pad saamstap posisie, vra dit van my om los te maak van die uitkoms van hulle besluit, want ek sien hulle as in staat daartoe om 'n besluit te neem. So as dit nou vir jou klink na 'n goeie oplossing, of 'n goeie manier van om teenwoordig te wees, kan jy dalk vra, goed, okay, maar ek is nou geneig om in die heldin posisie te wees, of in die heldposisie. Ek help altyd, want ek voel ander mense het my nodig, en hulle kan dit nie self doen nie. Daai held of heldin posisie is nogal uitputtend oor 'n lang tyd. Ek is ook geneig om myself in daardie posisie te plaas, en dit laat my soms moeg voel, en ek help meer as wat ek eintlik kan help, of ek help meer as wat nodig is, en dit plaas die ander persoon dan heeltyd in 'n afhanklike posisie van my. So dit onderdruk ook hulle groei, want hulle word nie uitgedaag, of daar word nie van hulle verwag, of hulle word nie uitgenooi om te groei nie. Goed, so as hierdie vir jou 'n goeie idee, soos nou 'n goeie idee klink, hier is 'n paar idees oor hoe om van 'n heldin of 'n heldposisie te beweeg na ek stap 'n pad saam met jou en ek luister, en ek glo jy sal van hierdie besluite self kan neem, of al die besluite self kan neem, en ek stap langs jou. So hoe beweeg ek van 'n heldin na hierdie posisie van ek stap langs jou? Een idee is om te sê, ek vra wat help dat jy verder dink oor 'n oplossing, in plaas daarvan dat ek heeltyd raad gee. So ek kan vra, ek wonder oor hierdie aspek van julle huis koop. Hoe het julle hieroor gedink? En dat hulle dan self dink oor 'n oplossing, of as hulle nog nie daaroor gedink het nie, dat dit hulle dan uitnooi om wel te beplan oor daardie afdeling. Vertrou dat hulle wysheid alreeds het om te dink aan 'n oplossing wat die beste vir hulle sal werk in hulle omstandighede. En dan nooi dit jou ook uit om te ontspan dat jy nie verantwoordelik is vir die uitkoms nie. In 'n situasie soos byvoorbeeld met my volwasse kinders, dat hulle die verantwoordelikheid het op die ou end om self die besluit te neem. As die besluit jou besluit is, dan natuurlik is dit so dat jy verantwoordelik is daarvoor, byvoorbeeld in jou werksituasie, of 'n taak wat jy moet voltooi. Ek praat van 'n situasie waar 'n ander persoon 'n besluit moet neem, en dan vra dit vir my om te laat gaan van die behoefte aan beheer oor die situasie, wat ook nogal 'n moeilike stap is, want jy weet, jy sou dit op hierdie manier hanteer het, en jy kan dit haastig en vinnig doen, terwyl die ander persoon eintlik nog leer, en moet lewenservaring opdoen, om hierdie besluit te neem. So ek kan daar wees, en teenwoordig wees, en luister, en nie luister na my behoefte, om beheer te neem daarvan, of om die besluit oor te neem.
So dit is ook goed om dan jouself dop te hou en raak te sien binne jouself wanneer jy die behoefte het om in te spring en te red en te verander. So om in daai oomblik as jy net bewus word van o, jette, hier is ek nou besig om oor te neem, om net 'n oomblikie terug te staan en rustig te word in jou gemoed en miskien ook na te dink oor hoekom voel jy so, waar kom hierdie gevoel vandaan dat ek nou so wil help. Miskien is dit toepaslik, maar ander kere kan ek besluit, goed nee, ek weet hulle kan dit self hanteer, ek is hier om te luister. So as jy raak sien dat jy so wil inspring en help en red, kan jy vir jouself vra, hoe sien ek hierdie ander persoon? Hoe sien ek dat hulle nie die vermoë het om hierdie besluit te kan neem nie, en tot watter mate het hulle werklik nie die vermoë nie, of tot watter mate het hulle eintlik wel die vermoë, al is dit dalk stadiger of op 'n ander manier as wat ek gedink het, maar hoe sien ek daardie persoon? Sien ek hulle as in staat daartoe om wel by 'n oplossing uit te kom, met my wat luister en daar is vir hulle vir 'n tyd? En dit is dan die geheim van hierdie soort teenwoordigheid, is dat ek glo en vertrou dat hulle wel die wysheid het om by die oplossing uit te kom. En dan kan jy jouself vra, net voordat jy raad gee, vra vir jouself, hoe wil hulle hê, moet ek help? En jy kan fisies ook vir hulle vra, wat sou julle graag van my wil hê? Watter soort ondersteuning? Hoe kan ek help? Wat sal vir julle behulpsaam wees in hierdie situasie? Tot watter mate het julle my nodig en hoe wil julle graag hê, moet ek help? En dan kan julle die gesprek daaroor voortsit. Daar sê, so, dit is ook 'n manier van teenwoordigheid wees, is om die pad saam met iemand te stap op 'n manier wat daartoe lei dat hulle dan leer om beheer te neem van hulle eie besluite of om by 'n oplossing uit te kom vanuit hulle eie wysheid, sonder dat ek raad hoef te gee. En dit help dat die ander persoon ook voel hulle het iets bereik en dat hulle leer en groei daardeur en dat hulle al hoe minder afhanklik van my is. Ek hoop dit maak sin vir jou. Dit is nou weer vir my lekker om te gesels oor teenwoordigheid en hoe ons daarby kan uitkom. En as al hierdie te veel is en nie sin maak nie en deur mekaar klink, is die bottom line van hierdie boodskap is, wees daar vir mekaar, luister na mekaar, waardeer mekaar. Elke oomblik is so kosbaar en as ons net oogkontak maak en net 'n minuut stil staan by iemand en luister wat hulle sê, maak dit die wêreld se verskil vir hulle, sommer vir hulle hele dag. Hulle het moed vir die dag en daar voel as daar 'n lig opgegaan het in hulle. So, wees teenwoordig vir mekaar, geniet mekaar se teenwoordigheid en ons gesels weer. Tot volgende keer, hoop julle het 'n heerlike week. Totsiens. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit